gebore is 'n getuienis. Amen. Die feit dat ons papas kan wees is 'n getuienis. Amen. Prys die Here. Vandag is Vadersdag. En vandag kom ons om ons aardse vaders te eer en lof te bring. Toe ek laas jaar dieselfde tyd ook gepraat het oor Vadersdag, het ek vir gesê dat wanneer jy kyk na die woord vaders, beteken dit die volgende. Die F staan vir faithful, die A staan vir always there, die T staan vir trustworthy, die H staan vir honoring, die E staan vir ever loving, die R staan vir righteousness en die S staan vir supportive. Omskryf dit nie 'n vader nie. Nou ek dink die paas wat vanmôre hier is, sal saam met my stem. Dis maklik om 'n pappa te word, nê. Maar is moeilik om een te wees. Om 'n pappa te wees, soos wat die woord van God wil hê ons moet wees, is dit moeilik, dis werk. 'n Pappa moet sy familie kan versorg en hy moet na hulle kan omsien. Hy moet dreigende gevare afweer, die voortou neem vir sy kinders en sy gesin op die regte pad lei. Dis nie altyd maklik nie. Alhoewel 'n pappa probeer, 'n pappa is nie altyd sterk nie. Maar hy doen alles in sy vermoë om 'n sterk beeld voor te hou vir sy gesin en vir sy kinders. Papas maak soms foute. Papas raak soms hartseer. En papas huil soms. Maar 'n pappa probeer altyd om daardie sterk beeld voor te hou vir sy familie. Efesiërs 5:33 sê, 'n pappa is die hoof van 'n vrou en daarom ook die hoof van die huis. Want die man is die hoof van sy vrou en die Christus die hoof van die kerk. Die kerk is Christus se liggaam en hy het die kerk gered. Maar die kerk dien Christus. So moet die vroue altyd die mans dien en mans moet julle moet lief wees vir julle vroue soos Christus die kerk liefhet. Sodat daar vir ons lewe is. Papa, jy moet jou vrou lief hê. Want dit is reg in die oë van die Here. Jou eie vrou, nie jou buurvrou nie. Of die tannie daar by die werk nie. Jou eie vrou. Papas gebruik hulle lewenservaring wat hulle opgebou het oor die jare, om soos God hulle geleer het, om die hoof van die gesin te wees. Vir ons as kinders, is 'n pappa die persoon wat ons kan vertrou en waarna ons opsien. Maar wat is die fondasiekenmerke van 'n pappa? Ek wil hê ons moet 'n bietjie daarby staan. Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir 'n voorreg om vanmôre, Here, op hierdie heuglike oggend, Here, te kan kom gesels oor die rol van 'n vader. Here, dankie dat U ons Vader is, Here. Maar dankie ook, Here, dat U ons vertrou het met vaderskap, Here. Ek wil bid en vra dat U met ons gaan stal vanmôre, Here. Dat dit wat geskied sal gebeur, Here, volgens die wil en volgens die woord van God. Here, vergewe ons tekortkominge. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou in die woord is daar 'n paar riglyne, 'n paar kenmerke wat uitstaan in die fondasie
van om 'n pappa te wees. Vra jouself die vraag af, wat is die rol van 'n pappa wat hom aan God verbind? Het jy geweet, kinders kry hulle siening van 'n pappa, van hulle pa af? Mamma het ook 'n groot deel aan die grootmaakproses van 'n kind. Maar kinders let op na wat die pappa doen. En hulle probeer strewe om te wees soos pappa. Hoe lyk die beeld wat jy uitstraal vanmôre? Kyk jou kinders op na jou vanmôre. Pappa, die manier waarop jy jou kind hanteer, met jou kind praat en jou kind dissiplineer, speel 'n groot rol in die vorming van 'n kind se karakter. Daarom is dit belangrik dat papas naby God bly. Want sonder God in hulle lewe en die leiding van God, is dit nie moontlik vir 'n pappa om die voortou te neem nie. Matteus 5:16 sê, laat julle lig skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Papa, skyn jou lig vanmôre. Sien jou kinders vanmôre daardie lig waarvan die skrif hier praat. Want dit is so belangrik dat jy daardie lig sal uitstraal vir jou gesin en vir jou kinders. In Joshua 24:14-15 sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtigheid, in waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oorkant die Eufrat en Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in die oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode van julle vaders, wat daar oorkant die Eufrat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Luister wat Joshua hier sê. Hy sê, maar ek en my huis sal die Here dien. Papa, besef jy dit? Is jy regtig daardie leidsman in jou gesin? Die een waarna jou kinders opkyk. Die leidsman wat voorstap, wat sê ek wil soos my pappa wees. Jy het al gehoor, baie keer as die kinders op die skole sit, dan breek hulle die een se pa dit en die een se pa en dat, en die se pa kan dit doen en die se pa kan daai doen. Het dit al met julle gebeur? Hoekom? Want hulle is trots op hulle pappa. Want die een wil beter wees as die ander een. En die een wil meer breek oor sy pappa as die ander een. Breek ek en jy oor God, wat ons pappa is? Dit behoort die beginpunt te wees, waarvan elke pappa om op skoei. Jou hele fondasie moet begin by God. As jy God nie in jou lewe het nie, pappa, is dit 'n losing case. Dis verlore nog voor dit begin het. Jy moet seker maak, God is deel van daardie platform. God is deel van daardie fondament, waarop jou kinders kan groei en groot word. Nou, wat is die rol van 'n pappa in gesinsverband? Die weer is hartseer vandag. As jy so in die strate loop en jy sien kinders van alle reukklere en hulle drentel rond en hulle soek liefde en hulle soek daai liefde en gesinsverhouding op die verkeerde plekke, want die pappa is afwesig.
Dis belangrik dat 'n pappa moet aanwesig wees. Hy moet daar wees. Want as die pappa nie daar is nie, dan val die familie uitmekaar uit. Kan ek 'n amen kry daarop? 'n Pappa is die rots. Hy's die fondament wat God daar gelê het vir sy gesin. Dis hartseer as jy rondloop en jy sien hoe kinders drentel in die strate en bedel en betrokke raak met baie verkeerde dinge, omdat daar nie 'n pappa se leiding is in 'n familie nie. God wil hê dat ek en jy moet aanwesig wees, pappa. Jy moet 'n rol speel in jou kind se lewe. As jou kind verkeerd handel, dan moet jy hom oor die roede kan uithaal. Jy moet met hom kan raas. En jy moet hom so 'n bietjie afstof ook as dit nodig is. Afstof het nog nooit 'n kind skade gedoen nie. Ek dink dis van dat afstof nie toegelaat word nie, dat dit gaan soos dit gaan. Want kinders het nie meer respek nie. As pappa gepraat het, dan moet ons luister. Ek onthou toe ek 'n kind was, my pa het 1 keer gepraat, die tweede keer het hy my bo my voete afgeklap. Maar weet jy wat, ek was baie lief vir my pa. Want ek het baie respek gehad vir my pa. As my pa gesê het ja en amen, dat ek geluister. Ons het 1 jaar gaan kuier ons in Hartswater, daar by my paale en my stief skooma se pappa het nog gelewe, hulle het geboer. Toe is ek al 'n groot man. Ek is al in my 30's. En ons kom hier Sondag en ons gaan sit daar nie en gesels en die oom kyk so na vir my en my vrou waar daar sit. Hy sê, wat soek julle tussen die groot mense? En ek kyk hier ou kerel so, ek dog, what? Hoe nou? Hy sê, luister, 'n kind moet gehoor word, gesien word en nie gehoor word nie. Hy sê, daar is gras om gesny te word, boet, sta die grasnyer. Wat moet ek maak? Ek is gehoorsaam. Ek het my vrou gesê, hoor, kom, stap maar saam met my, jy kan die draad vir my dra. Sta die grasnyer op 'n Sondagmiddag en ek sny gras. Want my skoonma se pa het gesê, 'n kind word gehoor gesien, nie gehoor nie. Vir ons was ons kinders. En ek moes luister. Hoe lyk die beeld wat jy vanmôre uitstraal vir jou kind vanmôre? Luister jou kind na jou. Ek dink dis waar die probleem in die lewe begin. Want kinders luister nie meer nie. Papa, jou karakter word weerspieël in jou kind se lewe. Whether you like it, whether you don't like it. Efesiërs 6:1 sê, paas, julle moenie julle kinders kwaad maak nie, julle moet hulle reg groot maak. Julle moet hulle leer wat hulle moet doen, wat hulle nie moet doen nie, soos wat die Here dit wil hê. Papas, moenie jou kind kwaad maak nie. Die 53 vertaling sê, moenie jou kind vertoring nie. Papas, hoeveel keer maak jy jou kind kwaad? Hoeveel keer luister jy nie na jou kind nie? God wil hê dat jy moet die voorbeeld stel. Jy moet daar wees en jy moet luister. En jy moet die voortou kan neem. Papas, dis belangrik om die leiding van God van vooraf te lei. Efesiërs 5:25
het ek gesê net nou, papas, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het en homself daaroor gegee het, om dit te heilig. Nadat hy het gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig is, sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê, soos sy eie liggame. Brother, het jy jou eie lyf lief? Het jy jouself lief? As jy jouself nie lief het nie, hoe kan jy jou vrou, hoe kan jy jou kinders lief hê? Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het sy eie vlees ooit gehaat nie, maar hy voed dit en koester dit, soos die Here die gemeente doen. Papa's, die grootste gebod in die Bybel is die liefde. Jy moet die Here jou God lief hê bo alles en daarmee saam jou naaste soos jouself. Aan daardie 2 gebooie hang die hele skrif, leer die woord ons. As jy nie jou vrou werklik lief het nie, wat se voorbeeld stel jy vir jou kinders? Jy moet jou vrou lief hê, dat jou kinders die voorbeeld van jou kan volg. Want as jy jou vrou gaan aanrand, en jou vrou slaan, en jou vrou vloek, en op jou vrou skree, beloof ek jou, ek gee jou my woord daarvoor. Jou kind gaan eendag presies dieselfde doen met sy vrou. My pa het my geleer, jy respekteer jou vrou. My vrou het altyd gespor en sê, jy moet in jou spore trap, ek gaan haal vir pa. In die gesin is dit belangrik, papa, dat daar liefde moet wees. Jy moet lief wees vir jou vrou, jy moet lief wees vir jou kinders, en jy moet 'n leiding neem en jy moet 'n voorbeeld wees. As jy dit nie doen nie, het jy gefaal in jou roeping om 'n papa te wees. Josua 24:15, ek en my huis sal die Here dien. Papas, kan ek julle vanmôre die vraag vra? Voed julle kinders op in die vrese van God? Werklik? Dit is wat God van ons verwag. Ek onthou my kinders van kleins af. Hulle was nog babiekies, soos ons in die PPK in Western Area. Daai tyd was ek hoof van die musiek. Dan gaan my kleintjies, my dogtertjie was nog in doeke. Sy was 'n baba. Dan vat ek haar en sit ek haar op die stage onder my stoel en haar kombersie, dan lê sy daar terwyl papa die Here dien. So het my kinders groot geword. Hulle was teenwoordig, hulle was in die huis van die Here. Hulle het geweet, Sondag, dis wat papa is. Papa, ek wil vir jou vanmôre sê, maak God deel van jou fondasie. As jou fondasie in God nie daar gelê is nie, is alles te vergeef, sê die prediker. 1 Korintiërs 3:11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as die een wat reeds daar gelê is nie, namens Jesus Christus. Papa, hoe lyk jou fondament vanmôre? Is jou hele lewe gebou op Christus of nie? Papa, hoe kry jy die wysheid om jou familie te lei, om jou kinders te lei? Deur die woord van God te bestudeer en om daarvolgens te wandel. Laat die woord van God jou as papa ryklik seën in jou lewe. Papa's onthou, as jou fondasie swak is,
gaan jy uitgelewer wees aan die elemente daar buite. En die vyand sit soos 'n brullende leeu en hy wag. Papa, as daar 'n swak plek is, as jou fondasie nie reg is nie, gaan hy vir jou kelder. En as jy val, val jou kinders saam met jou. Dit is belangrik dat jou fondasie gevestig is in God. Onthou, jou familie, jou vrou en jou kinders moet kan opkyk na jou. Hulle moet jou voorbeeld volg. If everything else in life fails, is papa daar. My dogter word 30. When the popo hits the fan, dat is die eerste een wat sy bel is vir papa. Jou, jy skud jou kop, is dit so? Amen. If everything else in life fails, is the go-to person papa. Want papa weet alles. Papa gaan weet, papa gaan help, papa gaan daar wees. Hoekom? Omdat papa God is? Nee, papa is nie God nie, maar papa is gebou op God. Want hy is die beeld van God. Papas, ek wil vir jou sê, moenie jouself en jou eie belange bokant die van jou kind plaas nie. Ek sien dit so dikwels. Dat is me, myself and I. I want to be there. Ek wil gesien wees. Ek wil op die troon wees. Ek wil daar wees. I want to be in the limelight. En my kinders staan daar in die donker. Nee, brother, it doesn't work like that. Luister mooi. Jy moet daar wees om jou kinders te kan lei. Jy moet daar wees om jou kinders aan die hand te vat. Yes, hulle gaan val. Dit is so. Dit is 'n werklikheid. Hulle gaan val, Tannie Marie. Maar dit is 'n papa se werk om hom op te tel en sê, my kind, don't fear when daddy is near. Ek is hier. Kom praat met papa. Vra jouself die vraag aan. Voldoen ek aan die vereistes van hierdie fondasie? Een ding is seker, ons almal, om een of ander manier, miskien is daar 'n tekortkoming, maar jy weet wat? Paulus het ook gesê, my strewe is na God. My strewe is om volmaak te wees. Pastoor Boet, ons maak foute elke dag. Jy ken die storie van die swart sak. Ons almal maak foute. Ons almal raak kwaad. Maar weet jy wat? Hou jou oë gefestig op God. En al die ander dinge gaan gelyk word. Dit gaan nie meer vir jou bekommernis wees nie. Hou jou oë gefestig op God, want dit is wat 'n papa moet doen. 'n Papa moet van vooraf lei. Onthou een ding, geen papa is volmaak nie. Nie eens ek nie. Maar my strewe is daarna om 'n papa te wees. Paulus het gesê, ek moet minder word en God moet meer word. Ek moet strewe daarna om my elke dag en na dag vir dag te vernuwe. Papa, doen jy dit? Hoe vernuwe jy jouself? Manny? Op jou knieë voor God. Om te sê, Here, hier is ek. Help my. Here, lei my. Dat my kinders na my kan opkyk. Dat hulle kan sien. Hulle papa ken die Here en hulle papa stap voor. Papa, is Galasiërs 5:22 aanwesig in jou lewe. Die vrug van die Gees
Let wel, nie die vrugte van die vrug van die Gees. So al 9 punte is deel van een vrug. Papa, is dit teenwoordig in jou lewe? As dit nie is nie, gaan op jou knieë en bid en sê, Here, help my. Help my dat ek waardig kan wees om hierdie kinders te lei. Die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daai laaste ene, Stoffie, ek sukkel met hom. Selfbeheersing. Ek weet nie of ek die enigste een is nie. Mike, ek sukkel met daai ene hoor. Selfbeheersing is 'n moeilike ding. Die ander is alright. Maar selfbeheersing. Maar elke dag gaan ek op my knieë sê ek, Here, plaas 'n wag voor my mond. Here, alhoewel het kook hier binnekant my, pas op wat ek nou moet sê. Here, pas op wat ek gaan sê. Dat ek nie iemand seer maak nie. Pastoor Boet het gepraat van die swart sakke. Nou daar by ons, kom die mannetjies, dan kom maak hulle al die swart sakke by mekaar op 'n maandagoggend. En dan kom haal hulle die Coke bottels en die koeldrank bottels en die melkbottels en daai goede uit. En dan verwoes hulle daai sak. Broer, dan kom jy daar buite en dan lyk dit soos 'n warrelwind daar in die jaar, daar buitekant. Op, niet, net daar is jy. Dan staan nou Willem maar op. Dan gaan ek garage toe. Dis nie eens my sakke nie. Dan staan nou Willem maar op, dan gaan haal hy die hark. En dan gaan tel ek maar op en dan maak ek by mekaar. Weet julle wat? Dis wat 'n papa ook doen. Jou familie val partykeer uit mekaar uit. Jou kinders val partykeer by mekaar uit. Maar weet jy wat? Jy moet hulle optel. En sê, hey, wow. That's not the way. Kom papa julle help. Kom papa julle lei. Kom papa julle leer. Kom papa gaan help. Kom ons gaan die reg maak. Dis wat 'n papa doen. Jy gaan nie jou toys in die kot uitgooi en aangaan nie. Nee. Jou teenwoordigheid in 'n kind se familie se lewe is van kardinale belang. Weet jy, as jy daar loop met jou vrou kan sê, prys die Here, ek is so dankbaar, dis my man daai. Here, ek is so dankbaar vir daai 2 kinders wat daar loop, dat jy aan my toe vertrou het. Dit vat 'n mamma en 'n papa om kinders groot te maak. Laat ek dit sommer self stel. Eintlik vandag Vadersdag is eintlik vir moeders ook. Want sonder 'n moeder is daar nie 'n vader nie. It takes two to tango. 'n Mamma en 'n papa om 'n familie te lei. Nie net 'n papa nie. Maar weet die mamma is die een daar een kant in die skaduwee en sy hou die man op koers. Pastoor Boet sê altyd, daai blond, sy guide my. Nee? My vrou is nou nie blond nie, maar sy guide my ook. Amen. Vaders, dankie vir jou vrou. Sê dankie vir jou vrou. Kyk haar in die oë en sê vir my vrou, dankie. Want weet jy wat? As dit nie vir daai vrou was nie, was jy nie 'n papa nie. Maar vaders, kom dat ons voorloop, kom dat ons kinders lei, kom dat ons kinders die regte opvoeding gee. Kinders, ek hoop dat julle paas besonders vind. Gee jou pa die eer wat hom toekom. Baie van ons se vaders het verhuis. Maar weet jy, as ek opkyk,
Sê dankie, papa. Dankie, papa, vir die voorbeeld wat jy vir my gestel het. Wys jou papa dat jy hom lief het. Weet jy, moenie net wag vir Vadersdag nie, man. Maggies! Stap na jou pa toe en gee hom 'n drukkie en sê, papa, I love you. My kleindogter is nou 3 jaar of 4 maande oud. As ons op lyn gaan en met mekaar praat, is die eerste ding wat sy sê, oupa, I love you. Kinders, het jy regtig jou papa en ook jou mamma lief? Weet jy wat? Jy dink jy aanvaar hulle maar net as vanselfsprekend. Maar wanneer jy kom op 'n dag waar ek my bevind, waar my vader en my moeder in die hemel is, dan besef ek hoe leeg is my lewe. Want ek sien nie my ma en my pa om my nie. Ek kan nie na my pa toe loop om 'n drukkie gee en sê, papa, hey, ek is lief vir jou nie. Ek sal dit wat wil gee. Kinders, bewys liefde aan jou papa. Wys vir hom dat jy omgee. Gister stuur my seun vir my 'n video. My kleindogter is 3 jaar en 4 maande. Nou sy praat Mandarijn, sy praat Engels en sy praat Afrikaans. Glo wat jy wil. Nie glad nie, maar sy praat dit. Gister het hulle 'n ding daar en sy is daar op die center stage, boetie. En hulle hou die mic vir haar en sy sing 'n liedjie. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder. En sy sing die liedjie klaar en die mense klap hande. En weet jy, sy kyk om en die eerste wat sy sien, toe sy omdraai, sien sy haar mamma en haar papa daar die gehoor. Sy sê, Mommy, I love you. Dada, I love you. Weet jy wat? Dis kinders wat reg geleer is van kleins af. Dis nie nodig om te sê, hey, gaan sê vir jou pa, jy is vir hom lief nie. Gaan wys dit vir hom. En ek wil my haas om af te sluit. Efesiërs 6:1 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Kinders, eer jou papa en jou mamma. Luister wat hierdie ou pastoor vandag vir jou sê. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. Dis belangrik. En ek wil afsluit. Kinders, onthou een ding. Jou mamma en jou papa is net vir jou geleen. Hulle is nie altyd hier nie. Maar terwyl hulle hier is, respekteer hulle. Wees lief vir hulle. Bewys hulle liefde. Weet jy hoe hartseer is dit? Ek het hierdie week Woensdag met die genade van die Here, hulle bel my, die PPK in Western Area bel my. Hulle vra vir my, hulle sê vir my, wil ek nie graag bedien by 'n ouer huis in Western Area by Milestone nie. Ek sê dis fyn. Ek sal daar wees. En ek gaan bedien die ou mense donderdag. En weet jy, ek gesels met die ou mense na die tyd. Weet jy hoeveel ou mense sit daar
wat sy kinders hulle afgelaai het en hulle daar gelos het. Wat vir my gesê het, pastoor, ek weet nie waar my kind is nie. Ek weet nie hoe dit my kind gaan nie. Dis nie wat God verwag van ons nie, man. Jy moet jou vader en jou moeder moet jy eer. Al gaan laai hom by jou huis af. Gaan besoek hom. Gaan vat vir hom iets lekkers. Gaan sê vir hom, mamma, papa, ek is lief vir jou. Dat jou kind daai teenwoordigheid kan voel. Hy belang. Maar dit is hartseer wanneer jy met 'n ou mens praat en die trane loop oor sy oë en hy sê vir jou, ek het niemand nie. Ek het net vir God. Kinders, moenie julle ouers vertoornig nie. Wees lief vir julle ouers. Wees lief vir jou pappa. Hy's die fondament. Hy's die rots waarop julle huwelik, waar julle hele familie gebou is. Soos wat God die hoeksteen is van die kerk, is jou pappa die hoeksteen van julle gesin. Jy moet hom waardeer. Jy moet vir hom lief wees. En as jy dit nie gedoen het nie, as jy nou by die huis kom en klim jy op die telefoon, dan bel jou kind en sê vir hom, my kind, papa is lief vir jou. Amen. Prys die Here. Onthou jou papa is geleen. Pas hom op, terwyl hy nog hier is. Want daar gaan 'n dag kom, wat hy nie meer gaan wees nie. En weet jy wat? Dan moet jou lewe nie uit mekaar uitval nie. Want die fondamente wat jy geleer het by God, moet klaar gevestig wees in jou kind. So jou kind moet groot word in die vrese van God. Amen. As jy so na die jong mens kyk, dan jy kan sê, daar loop 'n kind van God. Weet jy wat? Hy het die regte fondament gekry. Hy het 'n pappa gehad, hy het 'n mamma gehad, wat hom groot gemaak het in die vrese van die Here. Prys sy naam. Kom ons sluit die oë in gebed. Dierbare Here, baie dankie Here vir 'n wonderlike voorreg wat ek gehad het om vanmôre, Here, om net vanmôre te kom sê dankie vir die fondament wat U gelê het, Here, sodat ons vaders kan wees. Here, gaan met elke vader vanmôre, Here, van nou af tot U terugkom. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.